Die graanmarkte kan op of af beweeg en dit gaan nie oor die oesgrootte nie, dit gaan oor die fondse se posisies en hoe lank hierdie oorlog nog kan aanhou. Ons kyk na hierdie en meer in hierdie week se John Deere graanmark oorsig wat met trots aan jou gebring word deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. Die witmielie spotpryse dan oor die naweek gestyg na R3.400 per ton met die Julie kontrakprys op R3.487. Die geelmielie spotprys verhandel nou op R3.463 met die Julie kontrakprys op R3.610. So daar's nog 'n groot verskil in daai twee. Die sojaboon spotprys styg na R7.190 met die Mei kontrakprys tans op R7.100. Die sonneblom spotprys daal na R9.134 met die Mei kontrakprys op R9.127. Die koring spotprys daal dan na R6.975 met die Desemberprys op R6.052. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4.423, uitgedopte Argentynse grondbone op R23.994 met die katoenprys wat dan ook styg na R9.880 per ton laasweek. As jy ons reeds volg op YouTube of op Facebook, baie dankie vir jou ondersteuning. Jy maak hierdie werk regtig vir ons moontlik. Maar as jy ons nog nie volg nie, maak asseblief gou dubbel seker. Dit kos jou absoluut niks nie en dit help ons regtig om hierdie onafhanklike landbouanalises en insigte met jou te deel. Baie dankie vir jou ondersteuning. Ek wil sommer hierdie week begin met die fondse se posisies, veral nou wat in Amerika aangaan, aangesien dit dan nou vir ons nogals baie sê oor wat die mark se verwagting nou is. Die jongste COT-verslag wys dat fondse steeds sterk in die graanmarkte geposisioneer op die oomblik is. Mielies is ongeveer 312.000 kontrakte netto lank en sojabone sowat 221.000 kontrakte, wat dui op goeie ondersteuning en bullish sentiment in hierdie twee markte. Koring bly egter die swakker een met fondse steeds ongeveer 26.000 kontrakte netto kort. Dit bevestig dat kapitaal tans eerder na mielies en sojabone gevloei het terwyl koring nog onder druk bly. Wat wel groot risiko bring rondom die, is dat as die oorlog byvoorbeeld nou vinnig tot 'n einde kom en Amerika verwag dan 'n rekord oes of daar enige positiewe ander nuus kom vir sojas en dan veral vir mielies en die fondse besluit om dan weer uit hierdie markte te kom, is daar baie afwaartse potensiaal ook as hulle weer begin afverkoop. Graanpryse het wel oor die naweek bietjie teruggesak weens winsneming, maar ons is darm nie so laag soos, of ons huidige of binnelandse pryse is darm nie so laag soos voor die oorlog nie, aangesien die swakker rand steeds pryse op relatiewe hoër vlakke hou. Maar met al die onsekerheid oor die oorlog is dit geweldig onseker tans daar buite. Alles hang nou af van hoe lank die oorlog gaan aanhou. As dit wel vinnig opgelos word, kan ons sien dat oliepryse begin afkom, kunsmispryse dalk ook afkom en die rand dalk weer bietjie versterk teenoor die dollar, wat natuurlik kan lei tot laer graanpryse, veral as ons in ag neem dat die fundamentele faktore wat graanpryse so geweldig onder druk dan gesit het voor die oorlog nog steeds geldig is. Brazil se Safrinha oes lyk steeds goed vir mielies, terwyl ons plaaslike mielie oes dan veral vir witmielies ook steeds na 'n groot oes lyk. Ons behoort dus naby aan uitvoerpariteite te bly vir nou en dis ook presies hoekom dit nou so moeilik is om hierdie markte te lees, aangesien ons moet sien waantoe die pariteite nou beweeg. China en Amerika se verhouding kom ook onder druk met hierdie oorlog en is Trump en Xi se ontmoeting dan ook uitgestel, wat weer baie druk op veral die sojapryse gesit het laasweek. Ons moet ook die aanplantingsintensies verslag in Amerika dophou, maar ek dink nie dit gaan hierdie mark nou baie skuif as daar 'n bietjie skuif na mielies en na sojas toe gaan beweeg nie.
Om staat te maak om of op hierdie oorlog nou binnekort tot 'n einde gaan kom, is rarig soos om te dobbel. Niemand weet rarig waarheen hierdie oorlog nou op pad is nie. Maar ek moet sê, ek dink dit begin vir my al hoe meer lyk dat die oorlog wel gaan aanhou en uitgereik word en dat Iran dit nou so lank as moontlik gaan probeer uittrek. In hierdie geval bly olie en kunsmispryse dan relatief hoog en die rand ook op swakker vlakke. As dit in die geval is en die Amerikaanse mielie en sojaoeste kry byvoorbeeld skade weens die droogte, hulle het geweldige droë toestande nou, kan ons baie sports in hierdie bedryf sien, soos ons nader aan ons oestyd ook kom. Dit, tesame met die fondse wat weer belangstel in landbou, hou vir my baie potensiaal in vir die volgende maand of 2. Ek weet sommiges praat al van 'n R8 per liter styging in ons dieselpryse wat regtig kommerwekkend gaan wees. Ek hoop regtig ons agbare president gaan vir ons 'n heffing verligting aankondig binnekort en hierdie styging dan net so bietjie of die skade van dit net so bietjie ligter maak. Hierdie styging is kommerwekkend omdat dit die verbruiker hard kan slaan en die pryse van alles gaan opstoot en die vraag na sekere produkte ook negatief kan begin beïnvloed. Wat baie interessant is, as verbruikers meer en meer onder druk kom, sien ons gewoonlik 'n skuif in vraag na ander voedselsoorte en nie noodwendig 'n daling in die vraag na alle voedsel nie. So as mieliemeel meer bekostigbaar as byvoorbeeld vleis raak, kan ons 'n groter vraag na mieliemeel sien binnekort. Hierdie brandstofstyging gaan die kostes van alles opdruk, inflasie opdruk en moontlik weer rentekoersstygings binnekort beteken. Hierdie sal dan die vraag na luukser landbouprodukte eerstens raak, byvoorbeeld soos skaapvleis. Opsommend, fondse bly tans sterk geposisioneer in mielies en in sojabone wat pryse kan ondersteun, terwyl koringpryse steeds agterbly. Die groot drywer in hierdie mark bly egter die oorlog. As dit aanhou, hou dit olie, kunsmis en graanpryse hoog, veral met die swakke rand. Maar die risiko aan die ander kant is groot. As die oorlog vinnig tot 'n einde kom, oeste lyk goed en fondse begin uit hierdie mark uit beweeg, kan ons vinnige afwaartse druk op ons graanpryse ook sien, so iets om dop te hou. Intussen bly produksievooruitsigte goed, maar stygende brandstofkostes en inflasie kan verbruikers se vraag begin skuif na goedkoper voedselsoorte. Die mark het dus opwaartse potensiaal op die kort termyn, maar die risiko vir skerp afwaartse bewegings bly ook groot en alles hang tans af van geopolitiek en fondse se volgende skuif. Hierdie week se John Deere graan markoorsig word met trots aan jou gebring deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien julle volgende week weer.